Ek gewaar die soete teenwoordigheid van die Almagtige in ons midde vanoggend. Wil ek net raak terwyl jy so staan in hierdie wonderlike, lieflike atmosfeer, aanbid die Here net vir 'n paar oomblikke. Sê vanmôre vir hom, hy is die liefling van jou siel. Sê vanmôre vir hom, hy is vir jou die Alfa en die Omega vanmôre. Praat met die Here vir 'n paar oomblikke vanmôre kind van God. Ons aanbid U vanmôre in hierdie huis. U is vanmôre ons enigste weg, ons waarheid en ons lewe, Here. Daar's geen ander een vanmôre soos U nie. Here, wie kan vanmôre red soos U, Here? Wie kan vanmôre verlos soos U, Here? Daar's geen een vanmôre soos my Jesus. Halleluja. Kind van die Here, kom ons gee die Here 'n lofoffer vanmôre. Baie dankie, kan u sitplek neem. En ek bedoel, jy kan die sitplek neem, doe dit nie kan om huis toe vat nie, jy kan net sit. Dit is my voorreg vanmôre om die woord van die Here aan u te kan bedien. Ek wil hê dat u vanmôre die woord sal blaai, saam met my sal lees God se woord. Nadat ek vanmôre die woord van die Here klaar voorberei het, daar nog iets in my hart geval. En ek gaan nou vir u sê wat dit is. Wil jy met die Bybel blaai? Na 'n gedeelte in God se woord, na 1 Samuel, die 3de hoofstuk. Samuel hoofstuk 3. En ek gaan my bes probeer om nie te lang die besig te hou nie. Nou die van julle wat nou in die Nuwe Testament rondblaai, julle gaan definitief nie Samuel daar vind nie. Samuel is natuurlik in die Ou Testament. Wil jy van my lees, 1 Samuel 3 en ek lees vir ons vanaf vers 1. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli, en die woord van die Here was skaars in die dae, en gesigte was daar nie baie nie. En in die tyd terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word, sodat hy nie kon sien. Toe die lamp van God nog nie dood gegaan het, en Samuel lê en slaap in die tempel van die Here waar die ark van God was, het die Here na Samuel geroep, en hy het geantwoord, hier is ek.
Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek, want U het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie. Gaan slaap maar weer. Hy het toe geloop en gaan lê. Verder die Here Samuel weer geroep en Samuel het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, my seun. Gaan slaap maar weer. Maar Samuel het die Here nog nie geken nie. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. En die Here het Samuel weer geroep. Vir die 3de maal en het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Toe merk Eli dat die Here die seun geroep het. Daarom het Eli vir Samuel gesê, gaan lê, en as hy jou roep, dan moet jy antwoord, spreek Here, want U knegt luister. Toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê. En toe die Here gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere, Samuel, Samuel. En Samuel het geantwoord, spreek Here, want U knegt hoor. En toe die Here aan Samuel gesê, kyk, ek gaan 'n ding doen in Israel, waarvan elkeen wat dit hoor, sy 2 ore sal tyd. Kind van die Here, ek het vanmôre in my afsondering baie vroeg die Here vir my gesê, ek moet met U praat vanmôre oor 'n boodskap, 'n afgesonderde lewe. God is op soek in hierdie dag en in hierdie tyd na manne en vroue en na seuns en na dogters wat 'n afgesonderde lewe voor God wil leef. En nadat ek die woord van die Here voorberei het en nadat ek klaar is en op pad is om te ry, toe val daar nog iets in my hart. En die Here vra my die volgende vraag en hy sê vir my, ek moet vir julle vra vanmôre, wat het van jou getuienis geword? En ek praat nie vanmôre van 'n persoonlike getuienis nie, want elke een van ons wat hier sit vanmôre het 'n persoonlike getuienis van hoe goed God vir jou is en wat God vir jou gedoen het in hierdie week. Praat nie vanmôre van daardie getuienis. Ek praat vanmôre van 'n getuienis wat sê, die graf is leeg, Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan. 'n Getuienis, nie net in woord nie, maar ook in daad. Om 'n bewys te lewe. In hierdie geleesde gedeelte, kind van God, sien ons 'n paar dinge raak. Daar's 'n paar dinge in hierdie gedeelte wat vir my uitstaan. Wat vir my uitstaan is die volgende feit, dat die woord van die Here was skaars in daardie dae. En ons leef vanmôre ook in 'n uur en in 'n tyd waarin die woord van God skaars geword het. Die getuienis van die kerk het dood gegaan. Die kerk preek nie meer Jesus leef het opgestaan nie. Die kerk kan nie meer 'n bewys lewe dat die God wat ek aanbid is die enigste waaragtige God van hemel en van aarde nie. Daarom sê kinders vir my, kerk is 'n boring plek. Ek het nie iets om na uit te sien nie. Want die kerk kan nie meer 'n bewys lewer in hierdie uur dat die God wat ek sê hulle moet aanbid, dat daardie God iets in hulle lewe kan doen nie. Want die woord van die Here het skaars geword. Die woord van die Here het skaars geword in ons skole. Bittermin skole in hierdie uur
erken die God wat ek en u aanbid. Ek moes met skok, ek dink 2 of 3 Sondae terug, moes ek verneem dat een van ons sondaarskoolkinders het gesing by haar klas, dat die onderwyser vir haar gesê het, jy kan nie by my klas die goed sing nie, want jy offend die ander kinders. Jy sien, sy is 'n getuienis van die Jesus wat sy dien, wil ook jou Jesus wees, maar dit offend die ander kinders, dit offend die ander gelowige. Ek gee nie om nie, of dit 'n ander geloof offend nie. Daar's net een weg, daar's net een waarheid, en daar's net een lewe, en sy naam is Jesus. En dit is tyd dat die Here Jesus Christus hier in die skool verhoor sal word. Bring Jesus terug na die skool en die skool sal verander. Bring Jesus weer terug, dan in jou huis, en jy sal sien in jou kinders en jou hele familie, sy lewe sal verander. Maar haal Jesus uit die skool, haal Jesus uit die weg uit, dan sien jy, hoe val ons uit mekaar uit. Haal Jesus uit jou regering uit, dan sit jy in die gemors waarom ons sit vandag. Verwyder Jesus van die kansel af, en jy het niks meer oor nie. Jy het 'n bietjie taal en 'n bietjie uitleg van taal en 'n bietjie profesie, soos 'n dogtertjie met 'n lap op nie. En dis al wat sy oor het, terwyl daar 9 werkinge van die Gees van God is. Maar die kerk is tevrede om net tale te praat, en is tevrede net om te profeteer, en dis waarby hulle wil bly. Wat het geword van die res van die kragtige dade van God? Daarbij dink aan Gideon. Gideon vra, waar is die wonderdade waarvan my vaders my van vertel het? Ek wil vanmôre vir elke kind in hierdie plek sê, die Here het my belofte gegee vanmôre. Hier kom 'n verandering. Hier kom 'n verandering. Kerk sal nie meer 'n boring plek wees nie. Kerk sal nie meer 'n plek wees waar jy sit en jouself dood verveel en wens jou prediker op die kansel wil klaar kry nie, maar jy sal weer 'n begeerte in jou hart hê om na die huis van God te kom en om weer in die teenwoordigheid van God te wees. Kerk is nie 'n slaapplek nie. 'n lekker plek om gemaklik te sit en te slaap nie. Die kerk is veronderstel om 'n getuienis te wees en 'n getuie vir Jesus te wees in 'n uur waarin ek leef. Die woord van die Here het skaars geword. Die boodskap oor die wedergeboorte het doodgegaan. Mense weet nie meer wat dit is, of ken nie meer boodskappe oor die wedergeboorte nie. Boodskappe oor die hel. Jy gaan my offend, broer, gaan jy laat toesluit. Wel, ek het eendag vir iemand gesê, en ek staan buite, die Here het my nie geroep om 'n gemaklike boodskapie te bedien. Ek is ongelukkig nie een van daai ouens wat 'n sagte stem het en saggies vir jou vertel. Jesus min my salig nog. Ek kan jou vertel, daar's 'n brandende hel. En as jy nie gaan doen wat in hierdie Bybelboek geskrywe staan nie, gaan jy op plek toe wat nie lekker is nie. Die Bybel noem dit die hel. Maar dis nie my boodskap nie. Jy sien, kind van die Here, die reddende woord van God het skaars geword. Die verlossende woord van God in hierdie uur het skaars geword. Die evangelie boodskap het skaars geword. Die woord van God wat die kettinge kan breek, het skaars geword. Die woord wat die sondaar in die band laat rondskuiwe, het verdwyn.
Ek onthou Sondaande was natuurlik die lekkerste tye vir my as kind om kerk toe te gaan. Van Sondaande was evangelisasieaande. Ja, die Here het Sondagoggend ook gewerk. Ek praat nou van die ou tyd, in Prof Pieter se tyd. In die ou dae, toe hulle nog oggend- en aanddienste gehou het, nou die ou tyd, in die aanddienste was dit evangelisasiedienste, waar Sondags inkom. En as hulle inkom, en die man van God staan op die kansel en sê, sal nie dieselfde hier uitstap as wat hier ingekom het nie, het hy dit bedoel. Want die bank waar hulle gesit het begin warm word. En hy kan nie besit nie, watter bout moet hulle sit, ekskuus nou vir die Afrikaans, maar hulle kriebel op die bank rond, dan skuif hulle vorentoe, dan skuif hulle agtertoe, dan moet hulle dink hulle moet staan, dan moet hulle sit. Hulle kon nie wag vir die uitnodiging nie. Inteendeel, baie keer die pastoor het nie kans gehad vir die uitnodiging nie. Dat hulle opgespring en uitgehardloop en gesê, Here, wees my sondaar genadig. Amen. Daardie gaan die Here herstel. Kerk gaan weer 'n plek wees waar die sondaar, ek sien net kinders van die Here, ek hoop so, in hierdie huis, waar die sondaar weer die kerk sal besoek, en waar die sondaar nie kan wag vir die uitnodiging nie, en sal opvlieg en sê, en ek is in die verkeerde stad, ek wil graag aan die Jesus behoort, ek wil nie hel toe gaan nie. Here, red my van hierdie mag van sonde en van dood en die mag, Here, wat my vasbring. Red my, Here. Red my, Here. Daar's 'n mag, kind van die Here, wat groter is as ek en jy, is die mag van sonde. Sonde bind ons kinders. Sonde bind ons ou mense. Sonde bind ons jong mense. Maar ek ken vanmôre 'n naam, bo elke naam, die naam van Jesus, wat elke ketting kan stik en breek. Die evangelie boodskap moet weer uitgaan, Jesus red en verlos. Hy doop nog met sy soete gees. O, as ek aan dit dink ek weer aan die ou tyd. Hoe sondags op kindertjies voor die Here gehoor dans het. Hoe die jeug onder die krag van God gelê het. Dan is die diens lankal verby. Lankal. Die ou daarvoor het al gesê amen, dan lê die kinders nog onder die krag en die salwing van die Here. Deernag dienste gehou. Die son kom al op, maar die gemeente bring aan die Here die lof en die eer. Jy sien, dis manne en vroue, kind van God, wat geweet het wat dit is om 'n afgesonderde lewe voor God te leef. 'n afgesonderde lewe. Ek haas my om klaar te maak. Die Bybel leer my in vers 3 van daardie hoofgedeelte, hy sê, toe die lam van God nog nie dood gegaan het nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, dit lyk dalk donker daar buite, maar ek wil hê jy moet vanmôre moed skep. En vanmôre weet die lam van God brand nog. En as God vanmôre net 1 of 2 of 3 of 10 in die hande kan kry, wat 'n afgesonderde lewe wil leef, sal daar weer 'n opskudding reg oor die wêreld en die kerke wees. Want een steek die volgende een aan die brand, en daai een steek die volgende een aan die brand, en so steek ons mekaar aan die brand. En dan kan ons weer sing en sê, glad day when I was born again. Dan kan ons weer sê, ek was bly toe hulle vir my gesê, kom, dat ons opgaan na die huis van die Here. Nou kan ek 'n paar kinders se stemme hoor en hulle kinderhartjies wat sê, as mamma my in die oggend wakker maak en ek weet dis Sondag en ek moet kerk toe gaan, wil ek eerder 'n bietjie slaap, want ek wil nie gaan nie, want dis boring. Niks om na uit te sien. Dis waar, kind van die Here, maak nie grappies nie.
Die kerk het niks meer om te bied, behalwe die bietjie wat hulle het nie. Wat is van jou getuienis geword? Wat het van dit geword wat die Here jou gegee het? Ek onthou toe my siel gered was. Kyk, ek was natuurlik my ma se soetstuk. Toe die Here my siel gered het, ek onthou nog daardie dag. Die voeltjies het gesing. Alles wat mooi was, was mooi. Dit wat lelik was, het natuurlik van baie mooier geword. Ek was bly, ek kon nie wag vir 'n diens, ek kon nie wag vir 'n bid, ek kon nie wag om net in die teenwoordigheid van God te wees. Ek kon inteendeel nie wag vir die skool om uit te kom nie, dan kon ek gaan bid en ek kon gaan Bybel lees en ek kon in die teenwoordigheid van die Here verkeer nie. Kon nie wag nie. Kon nie wag nie. My ouma kom van Lutriegard af. Julle weet seker wat dit is. Die was in 'n bou saam. Sy kom kuier Saterdag. Die hele familie kom bymekaar. Die van hulle het besluit, gaan opstaan. Ek gaan vandag bietjie afsonder myself toesluit. Ek sluit die kamer en hulle het geklop aan die deur en hulle het geklop aan die deur en hulle het geklop aan die deur en niemand maak die deur oop nie. Toe ek die middag se kant uitkom en hulle sê my ouma was hier. Ek sê regtig, hulle sê ja, ouma was hier. Ek sê ek het nie geweet nie. Hulle sê ons het geklop, ek sê dis geweet, daar staan 'n bordjie daar voor die ding wat ek geplak het. Do not disturb. Busy praying. Kan julle nie lees nie, dit staan daar. Los my uit. Jy sien ding van die Here, 'n afgesonderde lewe beteken niks van die wêreld maak vir jou saak nie. Wat vir jou saak maak is om in sy teenwoordigheid te wees. Want dit is die beste plek om jouself te bevind is in die teenwoordigheid van die Almagtige. Wanneer laas het jy ontmoeting met God gehad? Wanneer laas het jy so gebid dat jy voel al skeer bokant jou oop? Maar ander bid ons, dan dink hulle bid in die plafon vas, is 'n koper dakkie bo jou. Die Here hoor nie my gebed nie. Maar jy bid so dat jy voel jy breek deur in 'n paar sekondes se tyd. En as jy kan kry is 3, 4, 6, 8 ure verby. Jy die oggend begin bid en as jy weer daar uitkom, is dit klaar nag, dis donker. Dis lieflik in die teenwoordigheid van die Here. Die lam van God het nie dood gegaan. Dit lyk donker, dit lyk nag. Dit lyk vanmôre of die boosheid oorneem. Dit lyk vanmôre vir ons of niks wil uitwerk nie. Dit lyk vanmôre vir jou familie wil nie gered wees of die Here gaan nie jou familie red nie. Vanmôre vir jou sê skep moed vanmôre. Want die God wat ek aanbid is 'n waarmaker van sy woord. Kerk van die Here God gaan weer sy kerk herstel. Die kerk sal weer nie net praat oor die opstanding nie. Hulle sal 'n bewys lewer. My Jesus is nie dood nie. Hulle sal weer sing en sê, He's alive again. The stone's been rolled away. He's alive again. I can hear the angels say, let all the world rejoice because Jesus Christ is alive. Nie 'n woord nie. Ek kan vir jou sê Jesus leef. Maar is 'n ander saak om dit te demonstreer. Ek kom nou daarby. Ekskuus kan van jou as ek jou daar verveel. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, beter om 'n afgesonderde lewe vir God te leef as 'n lewe vol rykdom en die plesiere van hierdie wêreld. You can take the whole world, but give me Jesus. Ek weet wat dit is, kind van die Here, en ek spog nie. Maar ek weet wat dit is vanmôre om in 'n huis groot te word. Mamma dien nie die Here nie, pappa dien nie die Here nie, boeties en sissies dien nie die Here nie. Jy moet staan alleen in 'n huis waar niemand eers die naam Jesus noem nie. Ja, hulle noem hom 'n vloekwoord.
Hulle noem hom in ander woorde, in 'n sin wat hulle gebruik wanneer hulle 'n vloekwoord wil gebruik. Maar jy sien, was geroep en afgesonder van my geboorte af, om vir God te kan staan en vir my God 'n plesier te wees, en om 'n lewe te leef wat hy begeer. Jy sien, om 'n afgesonderde lewe te leef in van die Here, gaan jou iets kos. Dit gaan jou 'n prys kos. En nie geld nie. Jy moet vanmôre self die somme maak en besluit wat jy wil prys gee en kan prys gee om hierdie afgesonderde lewe vir God te leef. En jy sal nou hoekom ek so sê. Die Bybel leer my dat die Here na Samuel roep. Mag die Here vanmôre hier onder ons dalk weer 'n Samuel in die hande kry. Of dalk 'n klein Dawid. Of dalk 'n Ester vir Rut. Mag God weer dalk vanmôre 'n man en 'n vrou in die hande kry vir seun en 'n dogter van die Pinkstervuur van God in hulle lewe weer terugsoek. Ek verlang na Pinkster. Ek verlang na dit wat verby gegaan. Ek wens so, die kerk kan net dit weer bietjie smaak, wat ons gesmaak het in die jare van tevore. Wonderlike tye in die teenwoordigheid van God. Waar die orkes staan en sing, einde van die diens, dan speel hulle een koortjie na die volgende koortjie, en die volgende koortjie na, en die Here werk weer, en dis wonderlik, ek wil nie huis toe gaan nie, dan kry jy 'n broer wat sê, ek wil net gou getuig wat God vir my gedoen het in die bank, en dan kry jy 'n suster, sy wil getuig, en die een wil iets sê, daai een wil iets sê, as jy ook kan uitvee, is dit 1:02 die volgende môre. En dan gaan hulle by die werksplekke in, en dan steek hulle werksplekke aan die brand vir die Here, want hulle kan nie wag om 'n broer of 'n suster in die hande te kry om hulle te vertel, wat het God in my lewe gedoen nie. Ek sluit af vanmôre, kind van die Here, God gaan weer iets in hierdie uur doen, wat die ore sal laat tuig, as hulle hoor wat God in hierdie huis gaan doen. Hoor mooi wat ek vir u sê. Sandra sal weer kennis neem, daar weggesteek op 'n plot. Is daar 'n gemeentetjie wat afgesonderd lewe. Hulle is nie deel van die plesier van hierdie wêreld nie. Hulle is nie deel van dit wat die wêreld hulle bied nie. Maar by hulle is die woord van God. In daardie gemeente is God geopenbaar in sy krag en in sy volheid en in sy heerlikheid. Die Bybel leer my iets in Habakuk. Net so toe Habakuk die eerste hoofstuk weer die woord van die Here lees. Habakuk 1 vers 5. Die woord van God my. Hy sê aanskou onder die nasies en merk op en staan verstom, want ek gaan iets in julle daar doen, wat julle nie sal glo, as dit vertel word nie. Ek wil hê, wie glo wat ek so pas gelees het? Ek wil hê jy moet iets doen, sal jy? Ek wil hê, jy moet vir die ou langs jou sê, die Here gaan dit in my dae doen. Sê dit, in my dae.
Want baie van ons dink ook ons gaan doodgaan voordat die Here dit doen. Hoor pa, in Paasdag gaan die Here iets nuuts doen. In ons dag. En ons sal weer God geopenbaar sien, soos nog nooit van tevore nie. Jy sien, kind van Heer, ek leef nie om eendag dood te gaan nie. Ek wil nie wag vir die dag as ek dood is, dan moet ek hoor dat ek lewe uitgebreek. Ek wil dit nou sien, ek wil dit nou smaak, ek wil nou deel wees van die laaste beweging, die werking van God in die laaste uur. Ek wil 'n lewe leef voor God, waar die blinde weer kan sien, waar die dowe kan hoor, die krepele kan wandel, waar die duiwels uitgaan. Ek wil weer 'n lewe leef voor God, waar die Here homself openbaar. En ek wil weer sê wat ek nou gesê, kind van die Here, om 'n afgesonderde lewe te leef, beteken, jy gaan iets moet betaal daarvoor. Dit gaan jou iets kos. Daar is 'n gedeelte in die Bybel, ek gaan nie nou so toe blaai nie, waar die Here met iemand praat. Of miskien moet ek dit tog maar vir julle lees. Prof Pieter het vanmôre iets gesê, dat hy sê, daar is net een weg, die dogger van myself, nee daar, niks verder sê, hy doe het staan. Anders is my boodskap bonus. Bybel leer in Handelinge 8 vers 26 die volgende. Hy sê, 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op en gaan na die suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza, is 'n eensame pad. Om 'n afgesonderde lewe vir God te leef, is 'n eensame pad. Hoor wat ek sê vanmôre, kind van die Here. Dis 'n eensame pad. Maar weet jy wat is ook 'n lekker pad? Hierdie eensame pad is 'n pad van krag. Dis 'n pad van ontmoetinge met God. Dis 'n pad van geestelike deurbrake. Dis 'n pad van vervolging. Maar dis ook 'n pad van heerlikheid. Dis 'n pad waar God jou ontmoet. En daarom moet ons weer op 'n plek kom waar dit net ek en God is. Om afgesonder te wees beteken ek bevind myself op 'n eensame pad. En hierdie eensame pad is 'n pad wat die wêreld nie verstaan nie. Hulle kan nie verstaan dat ons anders is. Hulle kan nie verstaan dat ons nie wil deel wees van die plesiere van hierdie wêreld nie. Hulle kan dit nie verstaan nie. Hulle kan nie verstaan as jy nee sê vir 'n sigaret nie. Hulle kan nie dit verstaan as jy nee sê vir 'n bier of vir 'n bottel brandewyn nie. Hulle kan dit nie verstaan as jy nie saam met hulle wil sit in die kring van die spotter en die pastoor en die ouderling en die jaak wil beskinder nie. Hulle kan dit nie verstaan nie. Jy sien, dis 'n eensame pad. In die Bybel leer, as jou broeder 'n sonde sê, jy moenie die kerkraad bymekaar roep en al die susters en 'n koppie tee organise en dan saam met hulle sit en skinder. Ek noem dit 'n skinderpartytjie. Maar jy moet 'n lekker plekjie uitsoek. 'n Eensame plekjie. En die Bybel sê, as jou broeder sonde sê, die wat nie tot die dood is, moet jy wat? Vir hom bid. En nie van ons kinders nie. God vanmôre is op soek, nie na skares nie. Ons het dit laas week gehoor. God is nie op soek na skares nie. God is nie op soek vanmôre na jou rykdom, na jou huis, na jou kar, na jou mooi paar skoene, na jou mooi blou baadjie.
God is op soek vanmôre na 'n man en 'n vrou wat wil sê, Here, hier is ek, stuur my. Here, hier is ek, net soos wat ek is, Here. Ek het nie baie grade nie. My kinders wil hulle doodlag vir my, as ek vir hulle sê, ek was nie baie slim op skool nie. X en Y vir my beteken, X en Y moes saam weer getroud gewees, met X en Y geskei, en nou is X op sy eie en Y is op sy eie, en daai twee werk nie met mekaar. Dan sê ek vir my kinders, ek het net 16% gekry vir wiskunde, en glo hulle my nie. Vir die Here gaan dit nie oor education nie. Dit gaan vir die Here oor wat hy van jou vanmôre kan maak. Dit gaan vanmôre vir die Here oor wat hy vanmôre van jou kan maak. Die Bybel leer my iets, hierby gaan ek rarig volstaan. Ek gaan my moeder vra om vir my 'n liedjie te speel. Ek sien kind van die Here. Die woord van God is skaars geword in hierdie dae. Maar die kerk sal weer 'n getuienis wees. En daar sal weer in hierdie laaste uur 'n opskudding deur die wêreld heen gaan. Dat daar is 'n Jesus. En hy is, wie ek gesê het is, die Seun van God. Wil vir jou iets lees ter afsluiting. Markus 16, vers 16 sê, hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het sal hierdie tekens volg. Wie van julle glo in Jesus Christus as die Here vanmôre? Waar is die tekens wat veronderstel is om jou te volg? Jy sien kind van die Here, elke een wat hier sit vanmôre, jy moenie my tekens en my wonders soek nie. Jy moet jou eie wonders en jou eie tekens hê wat jou volg. Ek hou 'n mikrofoon vas. Ek wil hê my net gou vinnig na jou hande kyk. Kyk net gou vinnig na jou hande. Party van julle se hande is groot en ander is klein. Kyk net gou na jou hande. Ek wil vanmôre vir jouself sê, die Here kan my hande gebruik om vir die sieke te bid. Die Here kan my hande gebruik om my hande op 'n krepele te lê en die krepele kan wandel. Die Here kan my gebruik. Nie die pastoor nie, nie die ouderling nie net vir Prof Pieter en sekere ander nie. Elke een wat hier sit vanmôre kan deur God gebruik word. In jou hande is net so goed soos my hande om vir 'n sieke te bid, om die duiwels uit te dryf met die vinger van God. Is net goed, is net so goed. Is goed genoeg vir die Here om gebruik te word. Ons omdat ons dit los vir iemand anders. Ek los dit vir broer Pieter om te doen. Want Pieter kan vir die siekes bid en broer Emil kan die duiwels uitdrywe en broer Ille sal vir die krepeles bid, want die een kan vir die blinde bid, die een vir die krepele en die ander kan dit doen. Ek het nodig om niks te doen. Die kerk is nie 'n plek om 'n bank waarom te sit, 'n kind van die Here. Is hier om toerusting te ontvang, uit te gaan en die wêreld te gaan omkeer vir Jesus. Hy sê in my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem en as hulle iets dodeliks drink, sal hulle geen skade doen of geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê
en hulle sal gesond word. Vers 20, maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Wat het van jou getuienis geword van die Here? Waar is die tekens wat jou veronderstel is om te volg vanmôre? Lukas 10 vers 19 sê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Ek wil hê, waar wil jy sit? My boodskap is klaar. Wil hê elke oog moet gesluit wees. Niemand kyk rond nie. Niemand praat nie. Niemand loop rond nie. Jy is doodstil. Jy sit en bevind jouself nou in die teenwoordigheid van God. Waar jy jouself reeds bevind. Ek het vir jou vanmôre 'n paar dinge gesê van die Here. Jy kan of vanmôre saam met my stem, of jy kan vanmôre sê, ek wil eerder nie so lewe leef nie. Ek wil hê, daar wil jy sê, ek gaan nie 'n uitnodiging so seer maak vanmôre nie. Maar ek wil hê vanmôre as jy kan wiskunde doen. Ek weet dat 1 plus 1 is 2. Dit kan ek onthou. 2 plus 2 is 4. Maar ek wil hê vanmôre daar wees die wiskunde uitwerk. As jy bereid is om 'n afgesonderde lewe vir God te leef, en jy die koste bereken, en jy wil 'n man, 'n vrou, 'n seun of 'n dogter wees, wat God wil gebruik en kan gebruik. En jy wat vanmôre hier sit wat sê, Here, stuur my. Ek wil 'n getuie wees van Jesus Christus se opstanding. Dat jy moet opstaan daar waar jy sit. Niemand kyk rond nie, jou oog is gesluit. Net jy met wie God praat, wat die wiskunde uitgewerk het. Want dit gaan jou iets kos van die Here. Gaan jou familie kos, gaan jou vriende kos. Gaan dalk jou kinders kos. Mense gaan nie naby jou wil wees nie, want hulle gaan sê, jy is te heilig. Jy is te diep in die Bybel in. Here, ek wil U afgesonderde, gesalfde wees in hierdie uur. Elke oog is gesluit. Elke hoof is gebuig. Ek gaan vir jou gebed doen. Net daar waar jy staan. Maar voordat ek gaan bid, is daar 'n liedjie wat my weer speel. Come into my heart, Lord Jesus. Jy sien kind van Here, jy gaan net Jesus nodig hê om op hierdie weg te kan stap. Ek kan hom nie vir jou loop nie. Jou pa kan hom nie vir jou loop nie. Jou ma kan hom nie vir jou loop nie. Jou boetie, jou sussie kan hom nie vir jou loop nie. Net jy en Jesus. En as jy Jesus vanmôre nie gaan toelaat om in jou lewe in te kom nie, is jy die armste mens wat op hierdie planeet aarde leef. Maar ek wil hê om vanmôre in jou hart en in jou lewe sal innooi. Come into my heart, Lord Jesus. Kan ons dit sing vanmôre so 1 of 2 keer?
Here iets op my hart. En ek gaan vra dat U my net nog vir 'n oomblik sal verdra. Ek wil vra dat al ons Sondagskoolkindertjies, jong mense wat hier is, wil julle vir my voorkom staan. Want hier is vir ons kinders wat hier staan vanmôre, wat in die hoërskole en laerskole is, wat geweldig gebukken gaan onder groepsdruk. En hulle weet nie wat dit is om aan Jesus Christus vas te hou nie. Gemeente, ek wil julle moet kyk. Ja, juffrou skool. En ek doen dit nie vanmôre omdat ek niks beters het om my tyd te doen nie. Maar ek doen dit vanmôre omdat dit kosbaar is in die oë van my God. Want ek weet wat dit is om onder groepsdruk te val. Ek wil vir julle bid as gemeente. En dan wil ek vra dat julle julle hande sal uitstrek. Vir al hierdie pragtige kindertjies wat hier voor staan, kan ek julle vra, kom staan hier by my, die boer. Dan draai julle om, en kyk julle af. Dat die gemeente vanmôre kan sien hoe julle lyk. Kind van God, dis die kerk vanmôre. Dis die kerk se toekoms wat hier voor staan. En ek wil hê dat julle al hierdie pragtige gesiggies, ek kan die helfte van die naampies nie onthou nie. Ek ken net vir juffrou baie praat in my klas. Maar hulle is lieflike, wonderlike kindertjies. Wanneer julle bid, wil ek julle moet aan hierdie Sondagskoolkindertjies dink. Want die hel is nie bedoel vir een van hulle wat hier voor staan nie. Hoe kan so 'n pragtige, liefling kind in die hel beland? My gebed gaan nou vir hulle gebed doen. Ek wil eers vir julle bid. Daar waar julle staan, hef julle hande op na die hemel. Hemelse Vader, my God. Here, ek het probeer met die beste van my vermoë om die boodskap vanmôre oor te dra. Here, maar hier staan vanmôre voor my manne, vroue, seuns en dogters wat wil sê, Here, ek wil deur God gebruik wees. Here, daardie punste waarvan daardie man so baie praat, ek wil dit ook sien in manifestasie. Here, gebruik my. Gebruik my broer, gebruik my suster. Gebruik elke een vanmôre wat hier staan, Here, dat hulle vanmôre sal besef en sal weet, ek is afgesonder van deur God vir hierdie spesifieke uur, om aan 'n wêreld te bewys, nie net in woord nie, Here, maar ook in daad, dat Jesus leef, het opgestaan. Bewaar hierdie manne en vroue vanmôre. Here, bind ons met 'n band van liefde vanmôre. Dat ons, Here, soos wat daardie 120 was, wat uit die bokkamer uitgekom het, vol van die krag en van die gees van die Here, en waar hulle gekom het, Here, het hulle 'n opskudding veroorsaak. Here, telke maal het U by die gemeente bygevoeg die wat gered is. Here, maak van ons nie net 'n banksitter nie, maar 'n evangelie prediker. Elke een van ons, Here, is my gebed in die naam van Jesus. En die volk van die Here sê amen en amen.
kind van die Here, hier staan ons Sondagskool. Baie van hulle is nie hier nie. Maar hierdie is vanmôre ons toekoms. Die toekoms van môre. Ek wil hê dat jy saam met my sal bid vir elke een wat hier staan. Nou ek weet hierdie sonderlike kindertjies is baie skaam en hou nie daarvan mekaar se handjies vasdruk nie. Maar ek gaan vra dat julle hande sal vashou. Asseblief. Lieflike kindertjies van die Here. En is lekker om deel te wees van so 'n groep kinders. Goed. Roep julle hande vas. Almal van julle. Gemeente, voor vra dat julle julle hande sal uitreik na ons kinders wat hier voor staan. Ek wil vanmôre vir elke een van hulle 'n gebed doen. Die Here vanmôre vra om ons pragtige kinders te beskerm en te bewaar in hierdie uur. Sal jy saam met my bid? Hemelse Vader, Here, U staan op hierdie verhoog, klein, groot, voor U. En ek wil U bid vanmôre, Here, vir elke liewe een. Elke een se naam is vanmôre by U bekend, Here. Ek wil vanmôre vra, my God, dat U vanmôre elke een van hulle sal gebruik om 'n bewys te lewer dat Jesus die Here is. Ek wil bid vanmôre dat hulle sal bewaar in hierdie uur, Here. Dat hulle vanmôre, my God, aan U sal vashou. Dat U vanmôre, Here, hulle enigste bron van krag sal wees. Ja, dat hulle vanmôre sal weet, ek behoort aan Jesus. Beskerm ons kinders, Here, beskerm ons groter kinders, ons tienerkinders, Here, wat in die hoërskole is. Here, groepsdruk is geweldig in ons skole. Bewaar ons kinders, Here. Ek bid dit vanmôre nie in my naam nie, maar ek bid dit vanmôre in die naam van ons Here Jesus Christus en al hierdie wonderlike kindertjies sê amen en amen. Julle gaan nie loop nie. Nou, hulle ken my as die stoute pastoor. Gemeente sit gevroorde. Nou, ek het dit nie beplan nie. Maar ek gaan ietsie vir julle vra vir my te doen. Sal jy, dan moet jy baas wat die onderwys is. Alright. Ek het nie hoeder nodig. Baas liedje. Ek gaan sy gunsteling ding doen, want hy bly my dieselfde ding oor en oor vra. Ek hoop nie julle gehoor sit nie, maar laat julle dit afsit. Wie van julle is lief vir Jesus? Alright. Is julle reg? Ek gaan, as ons klaar is, ek kan nie jou naam. As ons klaar is, sal Deedre vir ons afsluit. Alright, julle reg. Julle gaan my nie steek laat. Want daar is baie mense wat vir my kyk.
Julle moet steek laat, ek in groot moeilikheid. 1, 2, 3. Geef vir my 'n Heer. Ja! Geef vir my 'n E. Ja! Geef vir my 'n S. S! Geef vir my 'n U. U! Geef vir my nog 'n S. S! Wat spel dit? Jesus! Kan julle nie hoor nie, hulle is doof, hulle kan nie hoor nie. Probeer weer, geef vir my 'n Heer. Ja! Geef vir my 'n E. Ja! Geef vir my 'n S. S! Geef vir my 'n U. U! Geef vir my 'n S. S! Wat spel dit? Jesus! Geef vir my 'n L. Geef vir my 'n E. Ja! Geef vir my 'n K. K! Geef vir my nog 'n K. K! Geef vir my 'n E. Ja! Geef vir my 'n R. Wat spel dit? Lekker! Wat is lekker? Om die Here te dien! Dit is lekker. Lekker soos 'n cracker. Vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dis so lekker soos 'n cracker. So vreeslik baie lekker om die Here te dien. Dit maak So lekker soos 'n cracker, so vreeslik baie lekker om die Here te dien. Maak nie saak wat die mense van die wêreld sê, dis lekker om die Here te hê. Ek het julle gesê ek is die stoute pastoor. Julle my nie geglo nie. asseblief gelooflik en oor. Sluit asseblief die oor. Dankie groot almagtige Heer vir die wonderlike dag om almal as 'n gemeente bymekaar te kom en dat ons van U kon leer en dat ons net U kon loof en prys. Dankie om deel te wees van so 'n lekker sonnaarskool en ek vra dat U nou asseblief dat almal veilig en rustig sal gaan. Ek bid dit nou